Goeiedag almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle 'n woord te kan bedien vandag. Nou, ons het 'n paar dae gepraat oor wat ons nie van God moet onderskat nie. En weet julle, hierdie is vir my nou eintlik, dit is net hoe wonderlik die Here is. Ek het nou eintlik 'n klein reeksie gedoen en ek het dit eers besef nie. Gewoonlik besef ek het, maar hier het ek onbewuslik vir julle 'n reeks gedoen oor wat ons nie moet onderskat nie. Nou, vandag se woord is twee goedjies. So dit is om nie te onderskat nie, maar ook nie om mee te speel nie. En wat dink julle is dit? Ja, dis God se genade. My boetie en sissa, as ons so rondom ons kyk, nee, alles wat ons is, alles wat ons het, is net genade. Ek sit gister 'n bietjie buite en ek doen my werkies en my bediening en die een oomblik is dit sonskyn en dit is blou lig en die voeltjies sing. Dis genade om dit te kan ervaar. En toe later, toe is dit reën en donder weer en dit was, ja, dit wys net hoe wonderlik is God dat alles so vinnig kan verander. En soos ek sê, alles is net uit genade. Dink net, as dit nie God se genade was nie, waar sou ons gewees het? En ek wil vandag vir jou sê, weet net, God se genade is vir jou genoeg, my boetie en sissa. En moenie God se genade onderskat nie, want regtig, sy genade is groot. Maar nou weer, hier is 'n waarskuwing. Maar voor ek aangaan, julle kan in 2 Korintiërs 12 vers 9 gaan lees, waar God vir Paulus sê, my genade is vir jou genoeg. Nou hier is 'n waarskuwing. In Romeine 6 vers 1 lees ons ook, sal ons dan aanhou sonde doen, want die genade is groot, of omdat die genade meer word? Stellig nie. My boetie en sissa, daar's ongelukkig mense, wat God se genade misbruik, wat God se genade tot hulle voordeel gebruik, en hierdie redenasie het van, ag nee, God se genade is so groot, ek kan maar sondig. My boetie en sissa, dis glad nie so eenvoudig nie. Ek meen, God se genade is groot, maar iewers gaan God ook sê, weet jy wat, ek het vir jou nou al soveel genade gegee, en jy wil niks vir jou kant af doen nie. Wat dan? Wat gaan jy dan maak? Glo my, ek wil nie op daai punt kom, wat God vir my sê, weet jy wat, my genade is op vir jou nie, want ek het net genade vir jou gewys. My boetie en sissa, dit is iets om nie ligtelik op te vat nie. Dis iets wat ons moet baie ernstig opneem. Wat daar ook al in ons lewens is, wat teen God is, wat sy genade eintlik uitbuit, wat speel met sy genade, daai goed moet ons neerlê, my boetie en sissa, sodat ons eerder God se genade kan hê op 'n voordelige manier. God se genade kan ervaar met die nodige respek wat dit verdien, as wat ons dink ons kan met God se genade speel. God is nie 'n God om mee te speel nie, my boetie en sissa. Ons dien die God van die onmoontlike. En daarom wil ek vir jou sê, weet net, daar is dinge waarvoor jy wag in jou lewe, dinge wat jy wag vir 'n deurbraak, of vir deure om oop te gaan. God se genade is groot vir jou. Moet dit nie onderskat nie. Maar weer eens, as daar iets in jou lewe is, en jy kan dit nie los nie, en jy vra elke keer God se genade, maar jy hou aan, iewers gaan God vir jou sê, weet jy wat, ek het vir jou soveel genade al gegee, nou is jy op jou eie. Ek wil nie eens daaraan dink nie. My boetie en sissa, ek hoop hierdie woord raak jou aan, ek hoop hierdie woord beteken iets vir jou, mag jy 'n wonderlike dag verder hê, kyk mooi na jouself, en onthou, Jesus het jou baie lief. Totsiens.